So, in sy grootheid het God sy volk gesien in 'n vreemde land. In 'n land van onderdrukking. In 'n land van pyn. In 'n land van slawerny, van swaar kry. Waar jy vroeg opstaan en laat gaan slaap en nie betaal word. 'n unfair situation. En dan besluit God, niemand dryf hom nie, niemand druk hom nie. Maar God is 'n goeie God. En hy sê, ek gaan jou verlos. En ek dink dit is die boodskap wat vanaand in my hart en in jou hart moet resoneer. God is 'n God wat vir jou beter soek. Hy wil nie hê dat die Egiptenare jou verwoes nie. Hy wil nie hê ek en jy moet in slawerny aan ander volke en ander mense. Maar, hier's twee goed. Jy moet bereid wees om uit daai land uit te trek. Hy het nie vir hulle veiligheidsheininge omgesit daar waar hulle bly nie. Hy het nie vir hulle security bietjie opgeskerp nie. Hy het vir hulle gesê, ek daal neer, en julle gaan uittrek na 'n wye en 'n goeie land wat oorloop van melk. Nou melk is 'n ander aandse storie, wat oorloop van melk en honing. Met ander woorde, daar gaan 'n oorvloed wees van melk. Jy kan nie melk hê as jy nie beeste het. En honing. En hier gaan ek vanaand begin om 'n paar oomblikke te fokus saam met u. Maar luister ook gou hierna, Psalm 34 vers 8, 9. Smaak en sien dat die Here goed is. Die Psalm sê, by the rivers of Babylon, where we sat down and we wept. Ons het geween. En toe sê die mense vir ons, sing bietjie daai liede, en toe sê ons vir hulle, hoe kan ons die Here se lied sing in 'n vreemde land? Die land maak baie saak, want God kies vir jou 'n wye en 'n goeie land, wat oorloop. En ek en jy kan doen wat ons wil. 'n Vliegtuig, het jy dit geweet, 'n vliegtuig wat van Ouar Tambo af vlieg, kom ons sê Heathrow toe. Elke keer voordat hy opstyg in Johannesburg, doen hulle al die petrol en die en daai, maar die pilot, as hy in daai stoel kom sit, dan update hy die GPS geskiedenis en gegevens, hy update dit fisies, want hy moet seker wees, hy vlieg waar die GPS sê, hy vlieg. Want as hy dit nie doen nie, dan vlieg hy net nou hier oor Kambodja en hulle skiet hom af. Hy sê, maar ek skiet julle, maar ek is op pad Engeland, sê hulle, nee meneer, jy is ver van Engeland. Sien, ek en jy moet ook seker maak, dat ons GPS gestel is. En as jy uitkyk, moet jy kan sien, wanneer ek ken hierdie grond. Dan pas die lied van die Here. Smaak en sien, dat die Here goed is. Daardie Psalm is 'n uitnodiging. Eerste ding, ek trek uit daai vreemde land uit. Die tweede ding, smaak en sien, is 'n uitnodiging om doelbewus, ek en jy moet doelbewus betrokke wees by 'n ervaring. Ek kan jou stories vertel van jene. Ag, proe jy dit? Nee. As jy Tolla nog geleef het, of wie ook al, kon hy vir jou van heuning vertel het, dat jy regtig glo, jy proe dit al. Maar dis nie in jou mond nie. Smaak en sien dat die Here goed is 'n uitnodiging vir jou om doelbewus betrokke te raak by 'n ervaring, geestelik en fisies, sensories. Jy smaak, jy gaan net nou heuning smaak. En dan gaan jy weet, hierdie is heuning.
Alright, kom ons begin gou vir 'n paar oomblikke by appels. Hooglied 2 vers 3. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos. Hy gaan uitstaan, né? As daar appelbome hier in die denneplantasies is. Hy gaan uitstaan. Hy lyk anders. Sy blare is anders. En hy het vrug wat anders is. Vrug wat anders is. So is my beminde onder die seuns. Dit is nie mooi nie. Hy skryf vir sy beminde. Wie is jou beminde vanaand? Die Here Jesus behoort jou beminde te wees. Want hy staan uit onder al die bome. There is none like you. In al die bome wat daar is daar een wat sy naam is Jesus. Hy staan kop en skouers uit. En nou sê hy, ek het verlang om in sy skaduwee te sit. En sy vrugte is soet vir my vir hemelte. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal oornag in die skadu van die Almagtige. Daai boom, daardie appelboom, bied vanaand vir ons almal skadu, maar verseker is sy vrug soet vir my vir hemelte. Hooglied 2:3. Hy het my in die wynhuis ingebring. Hoor nou hier. Hy het my in die wynhuis ingebring en sy vaandel oor my is die liefde. Ek gaan nie baie daaroor praat nie, maar wat, as jy in sy teenwoordigheid inkom, dan vat hy jou in 'n ervaring van 'n wynhuis. Jy beleef iets. En in dit, waar 'n aardse wynhuis uitlei op skelm, baklei en moeilikheid en probleme, is in sy wynhuis verhandel liefde. Liefde bedek alles, hoop alles, glo alles. Hooglied 2 vers 5. Versterk my, hier kom 'n gebed, maar hoor nou hier. Versterk my met roesynkoeke. Verkook my met appels. Want ek is krank van liefde. Ek is krank, ek is siek van liefde. En helaas was ek en jy op daai punt waar ons siek is. Siek vir die wêreld, siek vir al die goed wat hierdie wêreld my bied, in my liefde vir die Here. Nie omdat ek wil hemel toe gaan nie, nie omdat ek wil 'n blessing hê nie. Ek is lief vir die Here soos wat hy is, ongeag. En jy hoef hom nie te beleef soos ek nie, jy het hom nie lief soos ek nie, maar ek en jy moet krank word in ons liefde vir die Here. Want nou is al twee goed. Hy bring hierdie in, hy sê versterk my met roesynkoeke. En nou rosyne is tradisioneel gekoppel aan die eet om 'n liefdesdrang aan te wakker in die geskiedenis en in die verlede. Dit was altyd geassosieer, die oomblik as jy rosyne eet, is dit soos 'n opwekker vir die liefde. Met ander woorde, nou sê hy, maak hierdie rosynekoek, versterk my, met ander woorde, wakker die liefde vir Christus aan deur hierdie rosynekoek. Appels se suikerkwaliteit verkook. Gaan jy nou sien, by die heuning is dit dieselfde. Dit gee energie,
dit smaak goed en dit gee krag. En as ek hierdie versterking en hierdie verkoking in het, dan bou dit my verhouding met Christus. Ek groei in my liefde vir hom. Nou, ons kan eendag weer 'n bietjie gesels oor die rosyne koeke. Ek wil vanaand by appels en heuning bly. En dan gaan hy vers 6 aan en dan sê hy nou dat ek versterk en verkook is en hierdie liefde vir Christus aangewakker is, dan sê hy sy linkerarm onder my hoof. Laat sy linkerarm onder my hoof wees, met ander woorde, sy linkerarmhand is waar my denke is. Omdat ek lief is vir hom. En sy regterarm, sy arm van krag, sy arm van sterkte, my omhels. Draw me close to you. My vashou. Wat se arm? God se arm van krag. Waar? Terwyl ek hierdie heuning en wyn, huis, synekoek belewenis het. En nou gaan hy verder en hy sluit hierdie ene af, dan wil ek afstap, dan wil ek heuning toe gaan. In Spreuke 25:11 sê hy, goue appels op versierde silverborde. Dis mooi, né? Goue appels. So is 'n woord wat op sy tyd gespreek is. Kan jy jou indink, goue appels op versierde borde, dis nie 'n appel wat sommer hier langs die pad lê nie. Daar's moeite gedoen, daar's sorg in daardie voorbereiding gedoen. Ek kan dink dat dis hoe jy 'n appel vir die koning gegee het. Jy het nie 'n appel, sommer vir hom gesê, "Jy vang nie." Maar jy kry vir jou appel, daar's in die sakkie of daar in die bak nie. 'n Appel was blink gevryf, mooi voorberei. En aan die koning voorgehou dat julle woorde altyd met sout besprinkel wees, sodat jou woord soos 'n blink goue appel op 'n versierde bord voor die koning kan kom. Alright, kom ons kyk bietjie net na heuning. Net na heuning. Hierdie is vir my altyd baie interessant. In Rigters 14 kry ons die verhaal van Samson wat op pad is Delilah toe. En ek begin vir u lees in vers 4, 5, 6, 7 en 8. En Samson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna toe. En toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar 'n jong leeu brullend op hom af. Maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword en hy het dit verskeur soos 'n mens 'n bokkie verskeur, sonder dat daar iets in sy hand was. Maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. En toe gaan hy af en hy praat met die vrou en sy het Samson geval. Aan die ander woorde, sy was vir hom aanvaarbaar. En 'n tyd daarna, hier's nou die mooi ding. 'n tyd daarna het hy teruggegaan om haar te gaan haal. En toe hy uitdraai om na die dooie leeu te kyk, was daar 'n swerm bye in die dooie liggaam van die leeu en heuning. So, hy's op pad om met 'n vrou te gaan praat, om te kyk of hy van haar hou. Nou storm daar 'n leeu op hom af. Hy verskeur die leeu, los hom net daar, en hy gaan aan, maar hy vertel vir niemand nie. En dan as hy terugkom, in daai karkas, kry hy 'n swerm bye met heuning.
Maar nou moet jy mooi die prentjie kry. Bye is nie heel agtergekom. Jy kry nooit 'n bye nes op 'n vullishoop nie. Bye werk nie waar dit vuil en vieslik en vrot nie. Bye werk nie daar nie. Hulle werk, soos in hierdie geval, net as die brommers klaar weg is. So, die verrotting is verwyder, en dit moes 'n tydjie geneem het, hang af hoe warm, of wat se aasvoëls, of wat ook al, en hyenas, of wat ook al daar was. Maar, hierdie bye gaan, en in sy, luister nou mooi, in sy oorwinning, gaan bou hulle vir hom, heuning, voorsiening, wat hom niks kos nie, wat hom gaan verkoop, wat hom in 'n ander dimensie gaan insit. Heuning is vandag nog kosbaar, baie duur. En in sy vorige oorwinning, in daai uittrek van daai land, uit jou beweeg, uit Egipte, uit die sonde, uit die slawerny uit, daar gaan 'n tydjie verloop, en dan gaan daai in plaas van seer en bedreiging vir jou heuning produseer. Heuning is suiwer. As jy hom in 'n nes kry en uithaal, kry jy nie besmette heuning nie. Hy suiwer. Kan ek die woord steriel gebruik? Nee. Wat is dit? Is dit steriel? Jy kan hom eet. Hy hoef nie eers gekook en dan gedit en dat en stukkies uitgehaal. As jy heuning kry, kan jy inklim en eet. Heuning moet ryp wees. As 'n fase in daai heuningkoek, waar die kante, die was, nie deursigtig is nie, dan is die heuning nog nie ryp. Jy sien, daar's 'n proses in elkeen van ons se lewe, 'n wagtyd vir die goeie wat kom. Hy's daar, die belofte staan daar, maar as jy hom te vroeg eet, wors jy met sy uiteindelike gee. So daai heuningkoek moet ryp word. Daai heuning moet, wil ek sê, volwasse word, sodat jy die voordeel daaruit kan trek. Heuning voorkom infeksies. Op oop wonde, brandwonde, selfs ongeneeslike bedsere. Daar was eendag mense wat ons baie goed geken het, en daar was 'n brandongeluk. Hierdie persone het basies, hulle hele liggame was gebrand. En toe sit hulle met 'n helikopter, vat hulle na 'n brandeenheid toe, en toe hulle in die brandeenheid kom, nog voordat 'n dokter of enige iets aan hulle gewerk het, het hulle van kop tot tone met suiwer heuning behandel. Ek kry eendag 'n oproep van 'n vrou van God, en sy bel my en sy sê, 'n sekere pastoor in Pretoria is in die hospitaal opgeneem, en die uitspraak was, hy het 'n ongeneeslike aggressiewe virus in sy liggaam. Hy het die vorige dag nog gepreek. Hy word in die hospitaal opgeneem in isolation,
Maar die kenner sê hulle moet die familie laat kom, hy gaan dit nie maak nie. Hierdie ding vreet sy liggaam lewendig op van binne af. En die vrou sê vir my, bid vir hom. En terwyl sy met my praat, sê ek vir haar, en ek sit in Port Elizabeth, sy sit in Pretoria. Ek sê vir haar, vat heuning en gee hom 'n lepel heuning in. Die Here sê. En sy ry, sy gaan koop vir haar heuning, sy ry hospitaal toe en sy kom by die ICU en by die isolasie en sy sê vir die pastoor se vrou, luister, daar's 'n man wat gesê het, die Here sê, jou man moet 'n lepel heuning inkry. Sy sê, daar's nie 'n manier nie. Hy's hoogs allergies vir enige byeproduk. Marie staan by haar. Marie sê, wag. Hulle bel my. Sy sê, moet jy gehoor? Die ou is allergies vir heuning. Hoe kan ek nou vir hom heuning laat invat? Ek sê, luister, die Here sê, gee vir hom heuning. As hy dan allergies is, gaan hy doodgaan. As hy dan nie help, die gaan hy in elk geval doodgaan. Whose report will you believe? Dus hy gooi die telefoon neer, storm daar af in die gang, stap by die ICU in, sê vir die suster, hulle sê, jy mag nie hier in kan nie, sy sê, jy vat hierdie lepel heuning en kry dit in sy mond. 2 ure later, toe sit hy regop. Toe praat hy met sy vrou. Hulle kry nie daai virus. 'n dag later stap hy daar uit. En die dokter sê, ons het iets gesien. Want daar's iets in heuning, veral as God dit vir jou bestel, wat ek en jy nie kan beskryf nie. En hy het die heuning uitgehaal, vers 9, met sy hand in sy hande en aldeur geloop en eet. Nou, jy moet nou die prentjie kry. Hy's 'n Jood, nou haal hy heuning uit 'n dooie liggaam, uit 'n karkas uit. Vir die Jode is dit onrein. Jy raak nie aan 'n karkas nie. Want nou haal hy daai heuning uit. Hy moet dit seker in 'n sak of iets op hom gesit het. Maar hy loop en eet aldeur terug na sy maale toe. En na sy vader en sy moeder gegaan en aan hulle ook gegee. Jy sien, 'n blessing is nie net vir jou nie. En hulle het geëet. Maar dat hy die heuning uit die dooie liggaam van die leeu uitgehaal het, vertel hy hulle toe nie. Sy goed moet jy maar net oor stil bly. Mense gaan 'n opinie hê. Sekere goed wat jy praat, daar sekere goed wat jy nie praat. Die Joodse wet sê, daai karkas, daai liggaam wat daar lê is onrein. Jy vat nie aan dit nie. God laat voorsiening uitkom, waar tradisie dit verbied en nie verwag nie. My Pinkster tradisie, my daai tradisie, my Afrikaner tradisie, gaan my weghou van heuning van die Here. Voorsiening. Pastoor, ja, maar onthou nou net. Eet jou heuning. As die Here vir jou die heuning voorsien, eet daai heuning vanaand. Eet dit. Jy gaan dalk genesing kry, want jy het gesmaak en sien dat God goed is. Deel die voorsiening. Moenie dit net wegsteek en in die yskas bære.
En môre gaan ek weer terug en kyk wat die Here gedoen. Deel dit. Deel dit. Jy hoef niks te verklaar en te verduidelik nie. Luister, as jy begin in jou blessings seën deel, gaan mense nie eers vra waar kom dit vandaan nie. Hulle gaan hulle verlustig in die Here en hulle gaan smaak en hulle gaan sien dat God goed is. Ons moet die goedheid van die Here met ander deel. Al hoe meer. Sout, lig. Te lank het mense gesê, o nee, kyk, daai ouens se gesigte, ek wil nie ook 'n kind van die Here wees. Hulle is kinders van die Here, maar hulle kry swaarder as ons. Hulle sukkel erger as die wêreld. Ek en jy moet weer die goedheid van die Here vrylik begin deel. Dan gaan mense verheug wees en vra, hoe werk dit? Dis wanneer ek kan verduidelik, dis die belofte, 'n land wat oorloop van melk en honing. In 1 Samuel 14:27 is Dawid en Jonatan in die veld. Hulle is besig om oorwinnings te behaal. En Saul, Jonatan se pa, raak jaloers op Dawid. En hy bring 'n wet uit. Daai stadium is hy so vinnig soos president Trump. Hy bring 'n presidential decree uit, 'n kingly decree, en hy sê, niemand in hierdie land mag eet vir die volgende tydperk. Wat gebeur? Die army sit hulle goeders neer. Hulle kan nie gaan veg as jy honger is. Maar hier's 2 ouens in die veld wat nie gehoor het wat die koning sê. Partykeer is dit goed om nie te hoor wat mense sê nie. En te doen wat God sê. En hierdie manne hou aan veg. En Jonatan het nie gehoor toe sy vader die manskappe besweer het. En hy het die punt van sy staf in sy hand, wat in sy hand was, hy het sy kierie gevat, uitgestrek en dit in die heuningkoek, daar in die veld, in 'n heuningkoek gedruk, en dit na sy mond toe gebring, en sy oë het helder geword. Jy sien, dis wat die wêreld wil weghou. Want die oomblik as jy die heuning van God eet, gaan jou visie onmiddellik verander. Die eerste ding, jy gaan anders kyk. It will be worth it all. And the things of the earth will grow strangely dim. Hoekom? Want ek het heuning geëet. So, dis baie keer vanaand goed om nie te wil weet wat sê almal nie. En te hoor wat sê selfs die koning, jou pa nie. Want daar's 'n opperkoning. Hulle vas nou, so die kos is gebeere, die winkels mag nie verkoop nie. Die hele weermag is op 'n doodwater vas. Hulle het nie gehoor nie. Hulle eet hierdie heuning. Die voedsel wat God weggesteek het vir 'n remnant weermag. Here bring heuningkoeke vir 'n weermag wat oorgebly het, gereed om te veg. Daar's te veel kinders van die Here wat hulle wapens neerlê en gereed maak vir die verdrukking en gereed maak vir die honger en gereed maak vir 'n vas wat God nie geroep het nie. Maar daar's 'n oorblyfsel in die veld, 'n oorblyfsel wat veg terwyl die ander al by die huis sit. Hulle hoor nie wat die wêreld sê nie. Hulle steur hulle nie aan die uitsprake van politiek en van die televisie nie. Hulle bemoei hulle met wat? Met heuning. En hulle visie verander. As jy minder hoor wat vlees sê, my eie vlees, gaan jy meer op God se dieet kan inkom. En kan smaak en sien dat God goed is. In Deuteronomium 32 vers 13. Praat die Here en hy sê, of hulle beskryf 'n ding wat die Here doen met Moses, hy sê, hy het hom laat ry op die hoogstes van die aarde,
En hy het die opbrengs van die veld geëet. Dit is nie mooi nie. Die heuning wat in die veld is. Ons ken heuning en korwe. Hierdie ouens het die heuning geken wat in die veld is. Wilde heuning. Wat nie beheer is nie, wat nie deur iemand besit word nie. En hy het hom, nou jy begin mooi luister, en hy het hom heuning uit die rots laat suig. En olie uit 'n klipharde rots. Heuning en olie, soetigheid, voorsiening en salwing. Salwing. Ek het laasweek gepraat oor olie, of wanneer 2 weke terug iewers het ons hier gepraat oor sorg, saam met die sout, olie en sout. Nou is dit heuning en olie. Sien, hierdie goeters is intervervleg. Maar God laat hom op die hoogtes ry, hy is op hierdie haai, saam met die Here, en dan bring die Here hom, en hy laat hom heuning en olie uit 'n rots uitsuig. Come on. Come on. Heerlik, wat gaan die mense doen as ek môre hier in die dorp loop en ek suig 'n vispop? Niemand gaan na dit kyk nie. Of ek loop en ek suig hier aan 'n ice lolly. Niemand gaan. Maar jy gedink wat gaan hulle maak as ek hier in die dorp loop met 'n klip en ek suig die klip? Hulle gaan wel maar bel en sê, is jou man alright? Hulle gaan die dokter bel en sê, hoorie, het jy afspraak, hier is iemand wat ons wil inbring, hy lyk nie lekker nie. Maar Jesus is die rots van die eeue. Hierdie lewe wat ek nou lewe in die vlees, leef ek in die geloof. Luister nou baie mooi, hy het hom heuning laat suig uit die rots. Jou liefde vir die Here Jesus gaan maak dat jy heuning kry in jou gees. Metodiek werk nie by God nie. Daar's nie een manier nie. As die Here sê suig die rots, gaan daar heuning uitkom. Hoe, pastoor? Het jy skrif daarvoor? Hoorie, hierdie wat julle nou doen in aanbidding, het julle skrif daarvoor? Luister, as die Here vir my sê, suig die rots, kan jy dink ek is bal, maar ek gaan heuning en olie kry. Why? Ek glo in Jesus, die Seun van die Allerhoogste. Metodes verander by die oomblik. God has 1,000 ways. En hy soek gehoorsaamheid. En hy beloon gehoorsaamheid. As hy Moses vat en hy laat hom suig aan 'n rots, gaan daar olie en heuning uitkom. Het dit ooit weer gebeur? Nee. Sal dit weer gebeur? Wel waarskynlik. Jy moet net bietjie suig. Vasklou, om te suig moet jy vasklou. As jy dink dis rof, dan moet jy die storie hoor van water wat uit 'n klip uitgekom het. Sien, dis hoe God werk. As die Here weer daar moet heuning kom, dan sê hy suig sommer die klip. As die volk bang, hulle het nie water nie, dan sê hy vir die klip, gee water. En die klip luister. Want hy is die meester van alles. Ek gaan nou iets persoonlik sê. Daai suig aan die klip is amper soos die aktiwiteit van 'n babietjie wat geborsvoed. Ek weet nie, ek het 2 kinders gehad wat so geborsvoed was.
En as hy naderhand, as hy honger is en hy ruik sy ma en hy kom net naby, dan begin hy bekkie suig. Daar's nog niks naby nie, maar wanneer laas het jy sy teenwoordigheid gekom in aanbidding, dat jou gees net begin suig. Want ek gaan heling kry. My kind kan nog nie eers verstaan wat is links of regs nie, maar hy weet, as ek hier suig, gaan my maagie vol. Dis instink. Maar die kind van die Here moet dit weer wees. Ek kom in sy teenwoordigheid. Want as ek aan hom suig, die rots van die eeue, as ek gekoppel is aan hom, kom ek beweeg weg van die ma en die babietjie. Ek het baie klein hondjies groot gemaak. Daar slaap hy kleintjies en Minkie, daar enetjie van my. Sy het dit gehaat om daar by die honde te slaap. Ja, sy kon nie op 2 weke dan sy slaap sy in die huis. Môreoggend 4:30 dan vat ek Minkie onder my arm en ek vat haar, roep ek die kleintjies as hulle haar ruik. En hy hondjies is 2 weke oud, hulle oogies begin nou net oopkom. Dan wil ek hom net gou hier na 'n ander ou tietjie toe vat, wat ek dink is nou 'n bietjie groot. Daai man wil nou suig, hy wil nou eet. Wanneer laas het ek en jy desperaat geraak vir die heuning wat net Jesus gee? Ek het daar my 5 minute oordenking gedoen vanmôre. En ek vertrou die Here gaan doen wat ek gaan vra en net my shoppinglys daar gaan neersit. There's more to it. Honey from the rock. Jy sien, daai heuning word 'n beloning vir jou geloof en jou gehoorsaamheid. Maar die ander mense doen dit nie, doen dit. Die ander mense weet nie van heuning nie. Dis verskuil in die veld, doen dit. Kry dit. Eksodus 33:21, ook het die Here gesê, kyk hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan. Daar waar jou heuning uitkom, daar gaan jy staan. Dit gaan jou fondasie word. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel. Psalm 144 vers 1, 'n psalm van Dawid, geloof sy die Here, my rots. Bron van heuning, wat my hande leer om leeu's te verskeer. Wat my hande leer om in die gees te veg. Partykeer gaan jy moet veg voordat die heuning kom. Samson. Maar hy verklaar en identifiseer homself as my rots. Dis 'n rots waar ek kan staan. Dis 'n rots waar hy my skuiling gee, wat ook al verbygaan, maar dis ook die rots waar ek suig. En die voorsiening van die soetigheid van die heuning en ook die olie van die salwing kan kry. Jy sien, dis bietjie moeiliker om daai olie te kry, as om na die olieverkopers toe te hardloop. Maar as jy die olieverkoper soek en hy's nie daar nie, het jy moeilikheid. Maar as jy by die rots bly, ek wil by die Here bly, want die Here is goed vir my. Dan weet jy, ek staan op 'n rots, ek is vas. Hy gaan my toemaak as dit nodig is, en as ek hier by hom is en ek suig in sy teenwoordigheid, is daar heuning en olie te kry. Hy leer my hande om te veg, ja, my vingers om oorlog te voer, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die bose geeste, teen die magte in die lig. Luister wat sê Romeine 9:33. Luister hierso, soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion 'n steen, wat aanstoot en 'n rots van struikeling.
elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Dis 'n seisoen wanneer mense gaan opstaan en hulle gaan val oor wat God doen, hoe hy opereer. Maar ek sê vir jou nou, al neem wie aanstoot, hy bly die rots, en die wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Jy sal altyd heuning hê, jy sal altyd olie hê, die ander gaan weghardloop en val en struikel, nogtans sal ek in die Here jubel. 1 Korintiërs 10 vers 4, en almal dieselfde geestelike drank drink, uit my in die wynhuis ingeneem. Nou praat 1 Korintiërs 10 vers 4, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots, wat gevolg het, en die rots was Christus. So hierdie heuning is ook 'n geestelike drank. En almal het dit gedrink, wat saamgestaan het, by hierdie geestelike rots, Christus. Dis nie ek nie. There's nothing more that I can do for Jesus did it all. Kan ek nog so 1 of 2 verse lees? Psalm 81 vers 17. Ja, hy sou hulle voed met die beste van die koring en met heuning uit die rots sal hy hulle versadig. Ons lees dit nie raak nie. Nou sê ons, Jesus, maar hoeveel verse is daar wat hierdie goed sê? Dis daar. Ek kan nie lees dit nie. Hy sal hulle voed met die beste van die koring. Nou, ek het gepraat, melk en heuning. Toe word het heuning en olie. Nou is het koring en heuning. Jy sien, maar koring kry jy net wanneer jy gesaai het. Ek kan nou nie aangaan met die preke van die oggend nie. Maar koring is 'n saad, omdat jy gesaai het, is daar 'n oes. Oorvloed van melk. Olie, hy's klaar deur die parskyp. Hy's klaar deur die proses. Maar elke keer is die gemeene deler heuning, wat net te kry is uit die hand van die koning self. Wat hy daarmee saamgee, verskil. Want hy weet, jy het melk, olie en koring nodig. As jy daai 3 goed by mekaar sit, en jy was 'n Joodse vrou, kon jy 'n koek bak, 'n brood bak, kos maak. Maar hoor wat sê hy, ek sal jou met dit versadig. Spreuke 25:16. Het jy heuning gevind? Nou moet jy mooi oplet. As jy heuning gevind het, eet tot jy genoeg het. Ek net vir jou gaan heuning gee, dan druk hulle, ek het gesien, ons is ons grand. As by sulke goed kom, ons baie grand. Druk jy hom net so 'n puntjie daarin, want jy wil nou nie mors op die tafel doek nie, en wil nie jou vingers te taai hê nie. Hy sê as jy heuning gekry het, duik in. Eet tot jy genoeg het, sodat jy nie daarvan sat word en dit uitspoeg. Hy sê, weet jy wat, môre kan jy weer eet. Weet jy waar is die probleem? Baie ouens duik so diep in, dat voordat hulle weet, is hulle oorversadig. Hulle is sat, dan raak hulle weg, en sê hulle oor die kerke dit, en die kerke dat, of nou gaan ek nie meer nie, waar is jou ywer? Nee, Here sê, balans. Eet, tot jy genoeg het.
Môre kan jy weer kom. Môre moet jy weer kom. Moet môreoggend weer honger word vir heuning. Hallo? Spreuke 24:13. Eet heuning my seun, want dit is goed. En heuningstroop is soet vir jou vir hemelte. Jy het nog gesê die appel is soet vir my vir hemelte nie. Jy weet waar is jou vir hemelte. Jy kan nie jou vir hemelte in die heuning druk nie. Jy kan jou tong in die heuning druk. Jy kan jou vinger in die hemel druk, in die heuning druk. Maar jy moet hom eet, sodat dit in jou vir hemelte 'n verskil kan maak. Jeremia 41:8, en dan gaan ek amper klaar maak. Maar onder hulle was daar 10 manne, wat vir Israel gesê het, maak ons nie dood nie. Hoor nou hier. Hulle word gevang. Hulle is soldate van Israel. En nou gaan hulle doodmaak, en is hongersnood in die land, en die en daai. Hoor wat sê hulle. Sê, moet ons nie doodmaak nie. Want ons het verborge voorrade in die veld. Koring, gars, olie en heuning. En wat het gebeur? Toe het hulle daarvan afgesien om hulle nie saam met die ander broers dood te maak nie. Saam. O rots van die eeuwe, ek skuil net by u. Daai wat jy in die geheim so gebid en ingesit het. Daai wat jy in die nagte op die rots vertrou het en uitgevind het, waar is die heuning? Dan gaan 'n tyd kom wat selfs jou vyand jou genade gaan bewys, omdat jy daai voorrade het. Jy sal lewe vanweë die feit dat jy toegang het tot dit wat die wêreld nie het nie. Tot dit wat die wêreld begeer. Hulle weet dit is goed. Hulle het dit nie. Dis 'n hongersnood, en hier kry hulle 10 ouens wat sê, man, ons het opgestoorde gars, koring, olie, heuning, noem dit. Ons het dit. Ek in my huis sal Here dien. Smaak en sien God goed is. Dis 'n uitnodiging vanaand. Ek gaan dit nie vir jou getuig nie. Jy moet dit smaak en sien. Dis 'n belewenis. Dis wat die skrif van heuning en appel sê, wat ek vanaand met u wil deel. Ek sluit af. By die Joodse nuwejaar, by hulle nuwejaarsete, kom die Jode by mekaar, en dan bring hulle appels en heuning, en hulle eet dit in die hoop vir 'n soet nuwe jaar. Terwyl hulle dit eet, doen hulle 'n gebed, 'n kiddush. Hulle maak 'n verklaring met hulle monde. En direk vertaal kom dit basies daarop neer. May it be your will to reserve for us a good and a sweet year. Ek verklaar 'n nuwe seisoen van die appelseisoen en die heuningseisoen.
Nou gaan ek jou iets sê. Al het jy enige geur in jou mond, ons sal terugkom as ons weer die pasgatafel doen. Op die pasgatafel is daar onder andere radyse, is horseradies, is ons radyse, nee, fyn radyse, en dan eet jy hom skoon. Ek weet nie of jy dit al gedoen het nie. Is nie baie lekker nie. So brand, snaakse geur, smaak in jou mond. En as hulle dit geëet het, dan het hulle gesê, dis die smaak van Egipte. En jy kan maar jou mond met water ook spoel, die geur van Egipte bly daar. As dit droog word, dan proe jy nog steeds daai radysbrand smaak in jou mond. En dan net daarna, die volgende ding op die tafel, is 'n bakkie heuning. En as jy die heuning geproe het, dan verdwyn die bitterheid wat in jou mond was. Jy sien, want heuning oorweldig enige ander smaak. Gaan probeer dit by die huis. Gaan eet iets wat in jou mond sit. Knoffel. Doen iets. Gaan eet, vat 'n hap rou ei. Draai dit vanaand, voordat jy gaan slaap. Dan proe jy daai rou ei. En jy ruik hom. Dan eet jy 'n lepeltjie. And your life will change. Want hoekom? Dis 'n geur wat alles neutraliseer wat daar was. En vanaand gaan ons die geleentheid gee om 'n stukkie appel te kom vat en om in heuning te droom. Maar ek wil hê jy moet vanaand sê. Ek wil hê jy moet dit vanaand sê. Baie keer dan bedien ek jou nou in 'n nuwe seisoen in. En dan kry 'n mens amper die verwagting van oor my profetiese woord. En ek kan vir jou profeteer, ek sal vir jou profeteer. Maar weet jy, hier lê vanaand die krag in hierdie ding, en dis anders as wat ek het altyd gedoen het. Ek het dit nie so beplan altyd nie. Maar vanaand wil ek hê, jy moet die appel in die heuning doop. En as jy dit hap, dan sê jy, Here, ek dank U dat die ou dinge is verby. Ek vertrou U vir 'n soet, aangename nuwe jaar, nuwe seisoen, nuwe level, nuwe wat ook al. Jy weet waartoe jou pad is. 'n nuwe, maar 'n soet ene. Wat doen ons? Ons sit ons geloof in God, wat die appel bring, wat die soetheid het om in my verhemelte 'n verskil te maak, nie net op my tong nie. Dis interessant dat al twee hierdie smake verbind word met die smaak ervaring teen die verhemelte. Die ander goed is bitter in my mond en dit en dat, maar appel en heuning word beskryf as soet vir my verhemelte. Whose report will you believe? Dit is onrealisties. Sy gaan nie rots. That's a miracle. Sy gaan nie rots. Sê, Here, ek bly by U, ek gaan aan U gekoppel wees. Ek gaan nie wegkyk omdat iemand boos nie. Ek gaan nie my laat wegtrek omdat ander mense wat sê nie. O rots van die eeue, ek gaan my fokus sit en suig asof ek aan 'n klip suig. Kom aan. As ek nou vanaand in plaas van 'n appel vir julle elkeen so klip gegee het en gesê het, suig 'n bietjie aan daai klip.
Kom jy nee, die ou is nie lekker. Nommer 2, jy gaan hom so saggies begin nou, hierdie is vreemd, net ou my lippe seer, of wat, en dan kry jy 'n ou wat sê, ek is gehoorsaam, en ek suig. Kan jy dink as jy hom so suig, en daar moet 'n heuning geur uitkom, dan is jy reg deur, dan is jy in oorwinning. Challenge is joune. Ek sal jou heuning uit 'n rots laat suig, en olie. Ek sal jou heuning laat suig, en ek sal koring bygee. Dis God se manier. Dis God se manier. Ek en jy hoor hierdie woord vanaand, maar profeties gaan ons dit uitoefen. Ja, daar by die huis is, sien hierdie gehoor vanaand nie. Ry gou gaan haal vir jou by die Spar of iewers te gaan kry vir jou appel en heuning. Kom terug in jou huis, kom terug in jou omstandighede. Kry dit gereed, druk daai stuk appel in daai heuning en stap uit en sê, ek vertrou U vir 'n soet nuwe seisoen in my verhouding, my werk, waar ook al. Mag die Here dit aan U bevestig. Amen. Ek gaan hierdie